Dis vir tyd vir vanoggend se hoogtepunt. Ons gesels oor geldsaake met niemand anders nie as Thys van Sail en hy sê hy gaan vanoggend saam met my stem oor alles. Thys, dit is nou vir my 'n baie opwindende gesprek wat dan voorlê. Hoogtepunt. So kom ons val met die deur in die huis. Oliepryse styg weer? Ja. So waardeur word dit op die oomblik aangedryf? Ag, ek dink ja, dit is al amper, jy weet, halwe ding van we moet ons eintlik nou nog hieroor praat, want dit is weer eens 'n ding wat 'n algemene proses of 'n gebeurte is in 'n algemene huis. Jy weet daai van wat is die olieprys vandag? Dan sal ons byvoorbeeld sê hy's tussen 105 110. Okay, dan weer môre 110 111. Maar die probleem is solank as wat hy bly by 101 het ons 'n probleem. En ek dink ja, dit is wat dit nog steeds relevant maak, is dat jou algemene verbruiker daar buite moet weet, en jou algemene Suid-Afrikaner, veral jou belegger daar buite moet weet, nog steeds. Solank ons nog 100 en iets gebruik, dan is daar wel 'n risiko overall, jy weet, op sy beleggings, op sy wat saam op inflasie, op verbruikersgoedere, op alles. Goed, so hoe ernstig is hierdie risiko op die oomblik vir die globale ekonomie? Ek dink ja, dit is soveel meer dat daar's nie tekort aan olie regtig waar nie. Daar's meer 'n ding van die olie wat wel kan vervoer word. Is daar enige waarborge dat dit wel gaan uitkom by sy einde destinasie? En ek dink ja, dit is 'n ding wat maar basies weet die volatiliteit nog steeds die hele tyd wat skep en daar hou in die rooi. Maar weer eens as ons gaan kyk waarmee Amerika besig is en wat aangaan in die Midde-Ooste, dit is 'n ding wat ons hopelik gehad het. Jy weet, ons sê dalk 'n maand tot 2, maar dit lyk nou vir ons baie meer soos 'n 6 maande, selfs tot 'n jaar plus. Ja, dit is skommerwekkend om die minste te sê. Goed, Suid-Afrikaners, moet 'n mens nou maar aanvaar dat die brandstof duur gaan bly? Ek dink die woord aanvaar is eintlik amper om te sê dit gaan nie beter word, jy weet, dit gaan intedeel nog 'n klein bietjie slegter word voordat dit gaan beter word. So aanvaarbaarheid is juis om te sê ja, gaan ek bereid wees om meer te betaal? Nee, ek gaan nie. Jy weet, so algemene verbruiker gaan ons jy sê, as jy vandag vir my moet vra, ek moet meer betaal vir diesel en petrol, dan gaan ek vir jou vra, maar hoekom? Wat het ek en jy daarmee te doen gehad, Elsa? Jy weet, wat het ons te doen met die Midde-Ooste? Wat het ons te doen met Amerika? Wat het ons te doen, jy weet, met politieke uitsprake, jy weet, wat in die wêreld aangaan? Ek bedoel, ek is 'n doodnormale verbruiker. Hoekom moet ek die prys daarvoor betaal? So, dis 'n moeilike vraag, jy weet, vir enige Suid-Afrikaner. En dan die ander ding is maar waar gaan ons regering basies weet verligting inbring? Ek bedoel, daar was verligting ingebring deur COVID-19, jy weet, met 'n klompie elemente waar die regering en die besluitmakers moes hulle maar bymekaar kom en stimulusse wat so 'n tipe van produkte en projekte moes hulle gelons het. En daar's nog nie sprake van dit vir Suid-Afrikaanse verbruikers en dit is ook nogal kommerwekkend. Ja, want ek dink dat mense kyk na iets soos die brandstofheffing verligting. Ja. En die regering het nou gesê dis nie 'n langtermynplan of oplossing nie. Hulle kan dit nie vir veel langer doen nie. Ons weet ook die brandstofpryse of die nuwe pryse word die week bekend gemaak. So dit is werklik iets wat almal dink ek met valkoë dophou, maar dan dink ek is daar ook die vraag, wat staan Suid-Afrikaners dan nou te doen? Jy weet, want 'n mens moet daagliks reis om by die werk ook uit te kom. En die RAF is ook nou nog, jy weet, hulle soek ook weer reddingsboei. So dan word ou kan nie eens daarin staan nie. Jy weet, so dis alles maar, jy weet, aanlopende probleme. Goed, so hoe lank dink jy kan hierdie druk realisties aanhou vir 'n mens ook seker om te kan oorleef? Kyk, as dit gaan bly aangaan soos dit nou aangaan en jy die hele tyd dieselfde sistematiese petrolverhogings, jy weet, as jy elke keer byvoorbeeld 40-50 sent in die kom sê in die liter moet meer betaal. As jy 3 of 4 van daai het, dan raak dit buitensporig. Jy weet, en dit is dan nou weer direk gekoppel aan inflasie en dit gaan weer direk gekoppel wees aan rentekoerse. So dan word as jy rentekoerse verlagings gesien het van laas jaar, kan ons enigsins, jy weet, rentekoersverhogings ook self sien. En dit kan weer baie druk sit weer terug op die rand. Jy weet, so dan word alles wat ons weer reg gebou het oor die laaste, kom ons sê, maak dit 24 maande, jy weet, kan weer verlore gaan. En dis asof ons klein bietjie vorentoe gaan en dan backtrack ons weer. Klein bietjie vorentoe en dan backtrack ons weer. Dit voel vir my so slangetjies en leertjies. Ja, ons kort net 'n leertjie wat ons bietjie opwaarts gaan en 'n slang of 2 mis. Ja. Goed, so gepraat van rentekoerse, dit bly hoog. Is daar miskien enige iets wat jy wil uitsonder rakende die jongste verwikkelinge internasionaal? Ek dink internasionale rentekoerse op hierdie gegewe stadium bly net maar onveranderd, bly hoog vir juist daai aksie om hulle inflasie basies weet in stand te kan hou. Maar jou grootste probleem wat jy daar doen is hoe langer jy jou rentekoerse hoog hou, sit dit weer druk op jou totale algemene ekonomiese groei. Jy weet, jou bruto binnelandse produk groei. Maar weer eens, eerste wêreldlande
is geneig om basies weer te adapt teen dit. Jy weet, so hulle sal nog steeds 1,5-2% se tipe van groei hê per jaar konservatief. Al het hierdie tipe van gebeure, maar lande soos Suid-Afrika wat eintlik moet groei tussen 2 selfs tot 4%, jy weet, word nou onder druk gesit waar ons laas jaar byvoorbeeld die marge gevat het net van so amper 1%, gaan weer dalk in 'n negatief in beweeg. Jy weet, en jy kan nie 'n negatiewe traject die hele tyd handhaaf nie, want dan is dit 'n resessie wat later ontloop na 'n depressie. En ek dink Suid-Afrika is bitter amper baie sensitief naby aan dit. Want as ons gaan kyk byvoorbeeld na die Oos-Kaap alleen, jy weet, dit val heeltemal uitmekaar uit. So met ander woorde, as jy provinsiaal gaan kyk, jy weet, met provinsiale ekonomieë, jy weet, dan sê jy begin agterkom, jy weet, daar's 1 of 2 provinsies wat eintlik klaar daar is, jy weet, wat in 'n depressie is. Goed, sentrale banke, is die sentrale banke besig om inflasie te beheer of groei in die proses te benadeel? Is weer eens daai element van rentekoerse onveranderd te hou, want dit is 'n meganisme om inflasie basies te kan beheer, maar direk indirek, jy weet, sit hulle eie ekonomie, jy weet, onder druk. So weer eens, hoe gouer hierdie straat van Hormuz se tipe van krisis uitgesorteer kan word, kan die wêreld weer aangaan met sy algemene ekonomiese groei. En ek dink ja, dis wat die wêreld nogal bietjie irriteer op hierdie stadium, dit was amper asof ons nou weer daai vensterperiode gehad het van groei, veral nou oor die laaste 24 maande, en dan, boom, letterlik, soos 'n bom, boom. Jy weet, daar is Donald Trump, jy weet, en ongelukkig is daar baie goeders waarmee ons saamstem met hom en sy administrasie, maar daar's ongelukkig ook goeders waarmee ons glad nie saamstem met hom en sy administrasie nie. So hy is so halwe soetsuur, jy weet, you're either gonna love him or you're gonna hate him, maar op hierdie stadium is dit maar so amper 'n verhouding van, as jy like die ou kwaai, maar hy loop rond, jy weet, so. Thys, jy som met alles vir ons vanoggend so mooi op. Ek wonder net of Pakistan sterk genoeg is om werklik as 'n bemiddelaar op te tree, want ja, wanneer jy mens kyk na hoe dinge tot dusver verloop het, dan laat dit maar vrae ontstaan. Maar weer eens, ek bedoel, as jy gaan kyk na Pakistan, dit is 'n as 'n ander byvoorbeeld na, kom ons sê, 'n gelowige tipe van approach gaan kyk. Okay. Hulle deel absoluut dieselfde waardes en dieselfde geloof, waar byvoorbeeld, maar dit is 'n baie groot gelowige aspek wat hier 'n rol speel. Waar Donald Trump wil wees saam met Israel, jy weet, hulle verteenwoordig 'n sekere geloof en 'n styl. En as jy daai tipe van tafelgesprekke het, gaan jy nêrens uitkom nie. Ek dink dit moet ook net eenkant geplaas word, net vir 'n oomblik. Okay. En dat daar eintlik oor mense moet gepraat word. Okay, en dan moet jy net bietjie daai verskille eenkant sit en nog steeds sê, maar hier's 'n menslike element, jy weet, wat ook 'n baie groot rol speel. En dan praat ek van wêreldwyd. Ja, maar Thys, ek bedoel, daar's ook konflik in Pakistan. Dit is wat baie mense uitsonder en sê nou, hoe dan nou? Maar goed, die tyd is besig om ons in te haal, so miskien 'n laaste wenk of punt van jou kant af wat in hierdie stadium belangrik is. Ek dink net die algemene Suid-Afrikaner daar buite moenie in paniek ingaan nie. Jy weet, ons gaan nou weer petrolverhogings kry. Daar is moontlike kans, jy weet, dat ons dalk in die 3de of 4de kwartaal weer rentekoersverhogings kan sien. Maar weer eens, die monetêre beleid, jy weet, as dit kom by ekonomie en ekonomiese hervorming en natuurlik die GNU, gelukkig het ons dit ook nou. Jy weet, so met ander woorde, dit gaan interessant wees om bietjie te sien, aangesien dit nou 'n bietjie onder druk geplaas gaan word, lokale verkiesings wat op pad is, punte moet gewen word. So ek dink dit gaan nogal 'n interessante paar maande wees wat voor lê. Jy weet, so, maar ek dink Suid-Afrikaners moet maar net moenie te vinnig moves maak nie. Daar's altyd nog geleenthede en daar's altyd geleenthede wees. En voor ons oë uitveer, dan is dit die 4de November en moet ons kruisies gaan trek. So om dit op te som, ek dink, ons hou dit met valkoë dop, maar eintlik wil ons soos daai emoji maak. En net so met ons handjies voor ons oë sit. Dankie Thys vir die insig. Goed, jy's by Goeiemôre, good morning. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.